Nou ja, die Nederlandse verkiesing is verby, die stemme word steeds getel, alles is nog nie klaar getel nie, maar dit is baie duidelik wat die Nederlandse kiesers wou hê. Minder kiesers het gaan stem, daar's 'n duidelike tendens nou al vir jare in 'n afname in die stempersentasie in Nederland. Dit behoort Nederlanders en die politici bekommerd te maak, soort van onvergenoegdheid onder Nederlandse kiesers. Dan is partye gestraf en ander is beloon. Daar was 'n verskuiwing gewees. Aan die regterkant van die politieke spektrum het die Party voor die Vryheid, die grootste party wat die vorige verkiesing gemaklik gewen het, 11 setels verloor. Hulle het daardie setels afgestaan aan ander regse partye soos Ja21 en Forum vir Demokrasie wat ook almal anti-immigrasie ingesteld is. Aan die linkerkant van die politieke spektrum verskeie partye swak gedoen. Die groot verwagting wat daar was van GroenLinks, Party voor die Arbeid wat saamgewerk het, dit het nie realiseer nie. Hulle het 5 setels verloor. Die grootste wenner van gister se verkiesing is die progressiewe Demokraten 66. D66, charismatiese 38-jarige leier Rob Jetten. Hy gaan waarskynlik die nuwe eerste minister van Nederland word. Jetten sal die jongste eerste minister in die geskiedenis wees, ook die eerste gay eerste minister van Nederland. Hy het 'n meer gematigde veldtog gevoer as sy party 2 jaar gelede, ook 'n strenger immigrasiebeleid voorgestel. En dit gaan interessant wees om te sien met wie hy in 'n koalisieregering wil saamwerk. Ek verwag waarskynlik dat partye vanuit die sentrum-regse en sentrum-linkse kant saam sal werk, en die mees realistiese regering is waarskynlik een van D66, die liberale VVD, die sentrum-regse Christen-Demokrate CDA en dan miskien nog 1 of 2 ander partye. Maar ja, so 4 party of 5 party koalisie wat heel moontlik is, maar ja, daar was verskeie partye wat gewen het, ander wat verloor het, 'n baie interessante Nederlandse verkiesing.